En ek het gegaan juis om weg te kom van skryf. Ek het so gesukkel met deadlines by die werk. Ek was onvoorbereid, ek was onfiks, ek was oorgewig, ek het 'n besering gehad, ek was hartgebroke. Dit was regtig net 'n kombinasie van slegte goed in 'n moeilike tyd. En ek het juis gegaan om nie te skryf nie. En eers met my terugkoms het ek besef, maar wag, hier's besig om na al die stilte en al die ervarings is al besig om 'n boekie binne my te woel, en toe het ek eers na die tyd besluit om die boek te skryf. Ek is Ernst Groenling en hoewel ek nou 'n pet dra, dra ek eintlik 'n paar verskillende hoede. By Weg Agterpaaie is ek inhoudsvervaardiger en 'n mede-aanbieder, en ek is 'n wegjoernalis en ek is ook 'n vervaardiger van komedievertonings saam met Skalk Besuidenhout, en ek het onlangs my eerste boek Elders gepubliseer oor die Camino in Spanje. Ek sê deesdae ek het al 2 Caminos agter die blad. Ek het een gestap en ek het een geskryf. En ek dink amper die skryf was vir my die moeilike van die 2. Dit is 'n uitdaging om 1000 kilometer te stap, maar dit was vir my veel moeiliker om 80.000 woorde te skryf. En ek dink deel van die uitdaging was om te besluit hoe ek hierdie boek aanpak. Want ek wou dit nie geskryf het as 'n gids tot die Camino nie. Ek skryf baie gidsartikels vir weg, en ek sou dit kon skryf en die boek sou waarskynlik goed verkoop het, want duisende Suid-Afrikaners wil al deesdae die Camino gaan stap elke jaar. Maar dit was nie my ervaring of my intensie gewees van meet af. So ek wou nie 'n gids skryf nie, en ek wou ook nie 'n wegartikel skryf nie. En ek wou ook nie net 'n reisverhaal skryf van dag 1 tot dag 40 nie. Want stap is ook nie altyd opwindend nie. Weet jy kan ook nie, ek wou die leser ook nie vir 40 dae lank net deur stap, eet, slaap, gesels, kuier, dink geneem het nie. So ek het toe besluit op 'n tipe kombinasie van 'n reisverhaal en 'n memoir. En wat ek gedoen het is ek het, soos ek gestap het, daar natuurlik baie gedagtes en goed by my opgekom. Ook dikwels van my eie lewe. En ek het toe met die skryf van die boek het ek so half besluit op 'n styl wat dit alles inkorporeer. So dit is deels 'n reisverhaal, maar dit is ook 'n memoir. Maar dit is nie 'n tipe tell-all autobiografie nie, glad nie. Dis ook nie een of ander poging om 'n boere eat pray love te skryf nie. Hoewel ek hoop mense kan met baie van selfs die persoonlike goed identifiseer waaroor ek skryf, en uit die terugvoer tot dusver kry ek dan daai idee wat vir my baie gelukkig maak. Cheryl Strayed, wat die boek Wild geskryf het, sy het mos daar in Amerika gaan stap, en later is die fliek gemaak deur Reese Witherspoon. Ek het tydens die skryf van die boek het ek 'n aanhaling van haar gesien wat gesê het, "If you speak in the truest, most intimate voice about your own life, you are speaking with a universal voice." En dit was die hele tyd my herinnering aan myself terwyl ek die boek geskryf het. En as ek iets daarvan kan regkry vir die lesers, dan sal ek baie dankbaar wees. Kyk, die lekker ding van die Camino, dis amper soos ek dink Henny Oukamp het 'n kabaret geskryf in die titel Slegs vir almal. En ek dink Henny het aan die Camino toe gedink nie, maar ek het daaraan gedink toe ek op die Camino gestap het, want dit is regtig, daar is nie reëls vir hoe jy 'n Camino aanpak nie. Daar's nie 'n regte of 'n verkeerde manier nie. Jy kan stap, jy kan as jy moeg raak kan jy 'n taxi vat, jy kan busry, jy kan vir 'n week gaan, jy kan vir 'n maand gaan, jy kan vir 6 maande gaan. Ek het regtig ervaar dat deur te stap, jy baie dinge kan as dit ware regstap. Jy kan selfs 'n seer knie regstap. Jy kan 'n gebroke hart op 'n manier beter stap, of en jy kan jouself fikstap. Daar's eintlik al in die letterkunde is daar al wonderlike goed geskryf oor stap. Iemand soos Thoreau het wonderlike essays oor stap geskryf, en daar's 'n ander skrywer, Rebecca Solnit, wat ook oor wanderlust en oor stap en oor daaroor geskryf het al. En ek het self op die Camino, ek het 'n slegte verkoue gehad die een dag, en toe vra ek vir die herbergier, so Amerikaner, Mike, so in sy 60's. Kry ek myself so 'n bietjie jammer, en ek vra vir hom, "Mike, I've got this cold, should I walk or should I stay in bed, and what should I do?" En het 'n bietjie simpatie gesoek, en hy het net so gestaan en mop, en hy het so vir my gekyk en gesê, "Walk it off." En daai 3 woorde, walk it off, het
nogal vir my 'n mantra geword. So 6 maande na ek die Camino gaan stap het ek 'n nuwe meisie ontmoet en dit gaan baie goed met ons tans. Ek het tevens die boek aan haar opgedra vir Catherine. Sy het my ontsettend ondersteun tydens die tweede Camino. Want ek het soms bietjie, terwyl ek moes sinne skryf, was ek soms van my sinne beroof. Veral toe die druk baie erg geraak het om die manuskrip nou te voltooi. Het sy my wonderlik ondersteun. So ek hoop van harte dat het sal baie lekker wees om 'n volgende Camino, en ek dink aan die Portugese een, om dit dalk sommer saam met haar aan te pak. Dit sal nou weer 'n ander tipe Camino vir my wees. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.